Gitu juga kan. Sampai lagi. Hah? Ik heb in uitvaart gelijk. Jadi, Dat is wel laf. oke. Juga tahu, terus. Ja, ik ben op Facebook zelf eens kijken. Ik is op Facebook Oké, gezien. op Facebook kun je inzenden. Ja. Ja, Moet ik bij Wiegen met papa ja. maken? Nou, niet. Ah ja, april, dat is nu nog niet geslacht. Oké. Ik ga terug, ik ga terug. Ja. Kepilih. Pilih. Oké. Dan probeer ik naar mijn papa maar weer met papa maar doen wat. Ik heb niet de maas gelegd. Is dat? Ja. Ik dat niet. Ai, wacht eens. Wat heb ik doen?
Dan sê hy, nou ja, goeiemôre vanuit 'n nat en reënerige Cherry. Dis nou nie dieselfde plek as my pappa man. Maar ons is die Here dankbaar vir lekker reën. Ons moet nou 'n goeie verandering doen. Ons het nou ingeskuif. Julle sal nou sien ons is nou so hier in 'n vertrekking by die lekker hierso binne in die sitkamer. En ons probeer nou alles aanpas. So dis donker buitekant, maar hier sal julle hom sien het ons daarom lig laat ons daarom iets kan doen. En ons is die Here dankbaar. Nou ek glo vanoggend is daardie dag wat die Here gemaak het, wat ons lekker die naam van die Here net kan groot maak en vertel van God se goedheid en sy guns. En ek glo vanoggend die woord wat die Here ook gegee het as 'n woord wat ek en jy in 'n tyd soos hierdie ook moet hê. So as jy dit vanoggend hoor, vat dit, stuur dit vir iemand, gee dit vir iemand en nooi mense. Daai een boodskap kan dalk iemand se lewe verander. Ons sê altyd ja, maar dit en dit. Onthou die woord het meer krag as wat ek en jy ooit kan dink. Ek het gehoor van iemand wat 'n getuienis wat ons gehoor het van iemand wat net hierdie WhatsApps gelees het en hy het of op 'n ding en hy het net vinnig in en uit gegaan, vinnig en uit. En toe hy op daai een preek druk, maar dis nou nie van my, van iemand anders gewees, en toe hy op daardie preek druk, kom dit op en hy hoor iets en hy begin luister en hy gee sy hart en lewe vir die Here. Wat sê, mens kan nie woord van God onderskat nie. Die Heilige Gees weet die beste. Hy sal stop wanneer hy moet stop. En hy sê, ons moet net getrou wees, en julle gaan vanoggend hoor, ons moet net getrou wees om aan te kan gaan, en lekker die naam van die Here groot maak. Daar sê, nou toe, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde, vir u genade, vir u grootheid. Here, dit wat u vir ons doen, dit wat u vir ons beteken. En ons verklaar net weer eens, Here, sonder u kan ons nie wees nie. Here, ons verklaar dit so baie, maar dis waar. Ons moet dit verklaar, want ons kan nie sonder u leef nie. Ons kan nie sonder u iewers gaan nie. En Here, die wêreld het planne, maar ons planne is in u planne. En dit wat u vir ons beplan, Here, dis waarin ons wil wees. En daarom vra ek, Here, kom wees met ons, spreek met ons, deel met ons, soos u dit alleen kan doen. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed, ek gaan my bril afhaal, laat ek ten minste net kan sien. I am blessed, every day of my life, I am blessed. I wake up in the morning and I Lay my head to rest, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest, I am blessed, and you got the fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. That's my last today, my friend. Lord, take it, you got the fire in my soul. Take it, you got the fire in my soul. Lord, take it now, Lord, take it now. That's my last today. Fire in my soul, sei nie wunderbar, wunderbar, sei nie wunderbar, wunderbar. Jesus redt en genees my hart met sy kind, sei nie wunderbar, wunderbar, sei nie wunderbar, wunderbar, sei nie wunderbar, wunderbar. Jesus redt en genees my hart met sy kind, sei nie wunderbar, wunderbar. Jesus is alive, Jesus is alive, He is alive and reigns for me. He is the power and that sets me
Jesus is alive. He's the blood and ransom me. He's the power and that sets me free. And life is given unto me. Oh, Jesus is alive. Oh, John was in the Spirit on the Lord's day. And a voice from heaven, and this is what they say. I'm the Alpha and the Omega, beginning and the end, and behold, live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Oh, John was in the Spirit on the Lord's day. He heard a noise from heaven, and this is what they say. Beginning and the end, and behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live.
great God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou It shall flow like the rain. It shall fall on the children Again and again. and the knowledge of the Lord shall fill the earth. When the Spirit of the Lord shall come, it shall flow like a river, it shall flow like a rain, it shall fall on the children again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. When the Spirit of the Lord shall come. Wat 'n wonderlike voorreg wanneer daar die gees en heerlikheid van die Here daar gaan wees in die krag van sy majesteit en sy grootheid. Terwyl ek hierdie iets sal flow like a river, dink ek aan ons die reën wat ons hoor, die reën wat val. En ek dink aan die woord van die Here. Hy met ander woorde, hy sê in die laaste dae gaan ek my gees uitstort oor alle vlees. Amen. Amen. Alles. Met ander woorde, dis soos reën. Reën wat gekom op verskillende plekke. Want mense gaan in hulle radeloosheid kom. Mense gaan nie meer weet nie. Die politiek sal hulle nie meer kan lei nie. Die wêreldstelsels sal hulle nie meer kan hou nie. Dis wanneer die gees van die Here uitgestort geword oor alle vlees. Wil sê die groot herlewing is nog op pad. Dit wat ons nou sien en beleef is maar kleintjies. Maar daar sal kom dat mense weer sal hardloop om weer die woord van God te hoor. Weer hardloop om binne die plek van aanbidding te kom. Weer gaan hardloop om daar te kom want hulle gaan radeloos wees. Want hulle gaan wie weet. Want die woord van die Here sê, hulle gaan nie weet wat oor die wêreld gaan kom nie. Hulle gaan dit beleef. It shall flow like a river. It shall fall like the rains. Die gees van die Here. En as ek so om my kyk, dan raak ek altyd so opgewonde. As ek dink ek staan met 'n houspypie of met 'n spreiertjie en hy maak net hierdie kolletjie nat, maar as die reën oorkom, dan maak hy kilometers en kilometers en kilometers en kilometers nat. En hy reën so lekker sag. Dan besef 'n mens, ons waters is niks, maar die waters van die Gees is daai uitstorting van God se Gees. Amen. Amen. Ja, dit maak my opgewonde. Nou die gedagte wat ek vanmôre met ons wil deel is, wat maak jy hier? Nou ek het al baie oor, ek het in die verlede ook al oor hierdie oor Elia gepraat en ek gaan vanmôre weer praat, maar ek het vanmôre iets anders wat ek graag met jou wil deel. Ons weet Elia behaal die grootste sukses in sy lewe. En terwyl Elia dit behaal,
en hy vlug en hy kry en Isabel sê vir hom, ek gaan vir jou doodmaak, soos jy die profete doodgemaak het, of hy balprofete, so gaan ek vir jou doodmaak, en hy vlug. En hy gaan lê later en los later aan sy knegt, en hy gaan nog 'n dag reis ver in die woestyn in. En toe sê hy, maar self het hy 'n dag ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit. Ek gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, nou wil ek hê jy moet vanmôre luister wat sê hy. Hy gaan daar en hy gaan sit onder 'n bos. Hy voel op daai oomblikke voel hy, dis verby. Dis te veel dinge vir my. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan nie vlug vir my lewe nie. Ek kan nie meer dit doen nie. En hy gaan sit en hy sê, dit is genoeg. Nou hoeveel keer, terwyl ek dit gister so deurwerk van gisteroggend af en ek werk so deur, toe dink ek daaraan, hoeveel keer het ons hierdie woord al gebruik, dit is genoeg. Dis genoeg. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan dit nie meer verduur nie. Ek kan nie meer dit uithou nie. Ek kan nie meer nie. Nou moet ek maar liewer los. Ek kan nie so dit aanvaar nie. En dit is genoeg. Ek het nou genoeg gehad van dit. En dan baie keer het ons almal al hierdie woorde gebruik. Dit is genoeg. Ek kan nie meer nie. En Elia al sit daarso en terwyl hy so praat met die Here, hy's moeg, hy's moedeloos, hy het seker baie sleg geslaap die vorige tye met daai bals en al die goeders en hy was in vervoering met die Here en die Here gee hom die grootste wonderwerk. Hy sê en hy kan nie hierdie goed verstaan. Nou het die Here my dan so gesien, hoekom wil die Here my nou laat doodmaak? Hoekom wil hierdie goed nou oor my pad kom? Ek het dan so 'n groot wonderwerk behaal in die naam van die Here. Hy het daar die altaar gebou. Alles wat hy op het, hy nat gegooi. Die grootste wonderwerk kom dan in die vuur kom uit die hemel uit. En nou kry hy die tyding wat sê vir hom, luister hierso, ek kan jou doodmaak. En hy besluit genoeg, hy vlug vir sy lewe. En terwyl hy so moeg is, hy dink hy het onthou het 'n dag aan mekaar gestap. Hy het ver in die woestyn ingestap. En toe hy nou eintlik moeg en moedeloos is, gaan sit hy en hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. En daarop sê die woord van die Here, daarop gaan hy lê en raak onder die besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê, staan op en eet. Ek wil nou vanoggend vir jou iets sê, laat jy bær in jou agterkop. Laat die engel kom en die engel sê vir hom, wat sê die engel is van wie? Is van God af. Ja. Met 'n boodskap vir hom. En die Here sê vir hom, Elia, staan op. Eet, jy kos nodig. God gee die opdrag aan die engel. Hy sê vir hom, wat vir hom kos? Maak vir hom kos. Gee vir hom kos. En hy gee vir hom kos en hy sê met ander woorde, staan op en eet. En toe hy opkyk, was daar aan sy kop en ente broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik met water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En dan vers 7, en die engel van die Here het weer 'n tweede maal gekom, hom aangeraak en gesê, staan op, anders gaan die pad te veel wees vir jou. Hy sê vir hom, hy maak hom 'n tweede keer wakker. Hy sê vir hom vir 'n tweede keer, wat God sê, want God het 'n opdrag aan die engel, en die Here sê, sorg dat hy genoeg eet. Want die pad wat hy geloop, is 'n ver pad. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. Nie deur die woestyn nie. Nie hierdie pad wat hy moet loop om by Horeb uit te kom nie. Ek wil hê jy moet hom voed. En hy voed hom wat hy sê, as ek nie vir jou hierdie kos gee nie, gaan hierdie pad nie vir jou, dan gaan hierdie pad vir jou te lank wees. En terwyl 'n mens hier aan dink jy, dagliks kry ons die woord, die brood van God. Amen. Wanneer hierdie pad vir jou, wat voor lê, wat God al weet wat jy gaan loop. As hy vandag vir jou sê, eet en drink van my, eet en drink van my, dit vernuut, sodat jy wat maak, sodat jy krag kan kry vir hierdie pad. Hierdie pad is nie 'n maklike pad wat hy in die woestyn gaan stap nie. Ons sou altyd gesê, dis nie love and charity nie. Maar sê, dis nie so maklik om daar te loop nie. Dis moeilik om daar te gaan. En hy het toe opgestaan en geëet en gedrink. En nou, deur die krag van die voedsel, deur die krag van die woord, deur die krag van die bloed van die lam, deur die krag van die dinge sê, het hy met ander woorde 40 dae en 40 nagte geloop tot by die berg van God Horeb.
En terwyl ek die ding, dink ek aan, hy het 40 dae en 40 nagte het hy geloof, het hy aan mekaar geloof. En terwyl ek dink aan die getal van 40, toe gaan kyk ek gou so vinnig, waar kom nog 40 voor? Die reën by die ark het geval 40 dae en 40 nagte. Die fynne reën 40 dae, 40 nagte. Totdat die water gesak het, was dit 40 dae, 40 nagte. En ek sien dat die dispieters gaan, die land wat hulle stuur, 40 dae en 40 nagte. Hulle bly in die woestyn 40 jaar. En hy kom daar so, en ons kyk, Jesus het 40 dae en 40 dae nagte het hy gevas. Het hy gebid. Wil sê, en hy sê vir hom, vir 40 dae, moet jy weet, loop hy aan mekaar. Dit is nie maklik, as jy nie die kos gehad het nie, as hy nie die kos van God gehad het, die brood van God wat hy vir hom gegeet het, sou hy dalk 2 dae gemaak het. Dink vir jou bietjie vir oomblik, bly 2 dae, 3 dae, week sonder kos, dan voel jou liggaam. Jy voel sommer tam. Nou dink jy vir 40 dae stap hy aan mekaar, want God het hom brood gegee. Hy het hom 'n tweede keer brood gegee. Hy het vir hom gesê, luister, as jy nie hierdie brood eet nie, sal jy dit nie maak nie. Hoeveel keer gee God vir ons daardie brood, hierdie brood van die lewe, om aan te kan gaan? Hoeveel keer gee vir ons die brood, dat ons werklik kan deurgaan tot die einde toe? Wanneer ons in daardie woestyntyd ingaan, wanneer ons in daardie woestyn beweeg, wanneer ons in daardie moeilike omstandighede, onthou hy is op pad na die berg van God toe. En nou kom dit by hom op, en die Here sê vir hom, eet, sodat jy end uit kan gaan. En hy het end uit gegaan. En hy het daar in die spelonk gegaan en die nag daaroor gebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Toe dit lees, toe wonder ek by myself, Here, U gee dan die engele opdrag om vir hom brood te gee. U gee dan die engele opdrag om vir hom 2 keer kos te gee. Want U sê hy sal ver stap. Hy moet gaan na die berg van ontmoeting. Hy moet kom by die berg van Horeb uit. En nou vra die Here vir hom, terwyl hy nog daar in die grot lê, praat die Here met hom en die Here praat vir hom, waarom is jy hierso? Wat maak jy hierso? En hy praat, hy sê in vers 10, hy sê, en hy antwoord, ek het baie geywer. Jy sien, ek het baie geywer. En hy redeneer so bietjie, seker met die Here oor sy omstandighede. En hy sê, maar ek. Jy sien, dit gaan nie oor wat die Here doen nie. Dit gaan nie oor wat God gemaak het nie. Maar dit gaan oor wat ek gedoen het. Ek het dit gemaak. Ek het so gedoen. Ek het dit gemaak. Hoe baie keer in my lewe het ek al mense gehoor en sê, ja, maar ek doen dit. Ek het so gemaak, ek het so gemaak, ek het so gemaak. Ek het dit vir die Here gedoen, ek het dit vir die Here gedoen. Ons almal het al vir die Here iets gedoen. Maar sodra dit kom by my, dan is God uitgesluit in die ek. Dan is hy nie meer daar nie. En hy antwoord hom, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het U verbond verlaat, U altare afgebreek en die profete met die swart gedood. Nou, sê hy weer, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek na my lewe om dit weg te neem. Hy sê dit, maar die Here sê vir hom, gaan uit, gestaan daar by die ingang en ek moet jou praat. En ek sien hy staan en ons lees, as ek verder lees in die storie, dan sien ons daar kom 'n sterwind deur. Stormwind. Hy sê, by die Here was nie wind nie. Aardbewing. Hy sê, die Here was nie aardbewing. In die vuur. Hy sê, was nie in die vuur nie. Ek weet, daar sal mooi preke gepreek oor daai goeders. Hy sê ook in die vuur nie. Hy sê, maar in die briesie, toe maak hy hom toe gaan staan hy in die dinge se maak. Want nou weet hy. En toe Elia dit hoor, die briesie, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom toe wat sê, vir die tweede keer vra die Here vir hom, wat maak jy?
Wat maak jy hier? Wat maak ek hier? Wat maak jy vanoggend hierso? Die Here vra vir hom, wat soek jy hierso? Dis mos nie waar ek jou eintlik wou gehad het nie. Dis mos nie waar ek jou eintlik op hierdie tyd van jou lewe, dis mos nie in hierdie depressiewe toestand wat ek jou wou gehad het nie. Dis mos nie in hierdie toestand van memoreer wat ek jou wou gehad het nie. Ek het dit mos nie vir jou bepaal nie. Ek het mos jou bepaal as 'n oorwinnaar. Ek het vir jou bepaal dat jy sal vorentoe gaan en nie teruggaan nie. Ek het vir jou bepaal dat jy sal nie onder toe gaan nie, maar jy sal uitstyg. Ek het bepaal vir jou die beste. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy in hierdie toestand? Hoekom is jy dit vanmôre met jou so? En hy draai met ander woorde en toe Elia dit hoor, het hy sy mantel omgedraai. En daar kom hy met die Here vra vir hom, wat maak jy hier? En weer 'n keer vertel hy vir die Here. En hy antwoord, ek het baie gehuiwer vir u, Here. So trots amper om voor God te kan staan en te sê, Here, maar ek het vir u gehuiwer. Ek het dit gedoen. Die God van die leerskare, van die kinders van Israel, het u verbond verlaat, u altaar afgebreek en die profete van die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om my lewe weg te neem. Maar die Here sê vir hom, die Here kyk na jou en my vanoggend, in die toestand wat jy is. Hoekom is jy daar? Wat maak jy daar? En hy kyk na hom, maar die Here sê vir hom, terug, 40 dae, 40 nagte. Ek sou dalk vir die Here sê, Here, u speel seker. 40 nagte weer terug op my pad. Jy sien, want God het 'n afspraak met hom gehad in die woestyn aan die ander kant. Nie hier nie. Maar God laat hom toe. God laat Israel toe om te trek. En vir 40 jaar trek hulle rond in die woestyn. God laat dit toe. Voor hulle in die land van beloftes, hy het hulle beloof dit. Hulle kon net deurgetrek het, 'n week of wat ook al, hulle kon hulle dwars deur gewees het, aan die ander kant die land ingeneem het, maar hulle doen dit nie. Hulle stuur die spieters uit vir 40 dae, 40 nagte. Toe hulle terugkom, toe sê die Here, omdat julle hulle uitgestuur het vir 40 dae, te gaan julle 40 jaar in die woestyn rondloop. Want jy was nie op die plek nie. Jy was nie daar nie. Jy was nie daar wat ek vir jou bestel het nie. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn. Met ander woorde, kind van die Here, wat God vanmôre vir jou en my wil sê, is draai om daar wat jy is vanmôre. Draai om daar wat jy vanmôre in jou toestand is. Draai om daar wat jy vanmôre sit, want dis nie waar God jou bestel het om te wees nie. God het jou nie bestel om die laagste punt van jou lewe, al is jy jou laagste punt van jou lewe. Maak dit nie saak, jy het God op wie jy staan. Jy voel dalk nie so nie. Jy kan vanmôre sê, ja, maar jy het nie my siekte nie. Jy het nie dit nie, jy het nie dit nie. Ek weet ek het nie dit nie. Maar luister, God praat met ons almal. Hy praat met my. Hy praat met jou. Hy praat met ons almal. Is jy daar wat hy jou wil hê? Ja, dan voel jy nie vanmôre, jy voel siek, jy voel ellende. Jy voel daar's niks meer vir jou in die lewe oor nie. Dan sê God my, ek is nog daar. Ek is nog daar. Hy sê met ander, gaan terug op jou pad na die woestyn, na Damaskus. En nou, luister, nou gee God hom 'n opdrag. Dis wat hy eintlik moes gaan doen toe hy aan die ander kant was. Hy sou al hierdie heerlikheid en die grootheid van God gesien en beleef het. Jy sal, met ander woorde, as jy daar is wat God jou wil hê, sal jy die grootheid en die heerlikheid van God beleef. En terwyl God met hom praat, nou sê die Here vir hom, ek wil hê, jy moet vir my 3 dinge gaan doen. 3 dinge. Terwyl jy daar terug gaan doen vir my 3 dinge. Die eerste een is wat hy vir hom sê, met ander woorde van die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as die koning van Aram. Dis jou eerste opdrag. Jy gaan en jy gaan salf hom as koning oor Aram. Dis jou werk. Want jy sien, sy bediening kom eintlik tot 'n einde nou.
Elia sinne. Maar God het mense en plekke en persone in plek. Daarom hoor ek baie keer mense sê vir my, ja, maar pastoor, jy verstaan nie, ek was hier gewees. Kan ek julle iets vanoggend vertel? Hoeveel keer in my lewe het ek en Elsie gesien, mans en vrouens, pastore, kerkrade en wie dit ook al is, het ek beleef in my tyd in die bediening. Dat baie keer kom mense op en dan sê hulle, ag, as ek uit hierdie kerk uitstap, of as ek hierdie dit so maak, dan gaan hierdie kerk ondergaan. Hoeveel keer het ek dit al gehoor? Of as mense gesê, ag, ek het mos net alle tyd vir die Here gedoen, nou is ek so moeg en vet op vir al die mense, ek gaan dit los, dit kan nou maar ondergaan, ek gaan nou maar my pad loop. Hoeveel keer het ons dit gehoor? Ja. Maar jy sien, kind van die Here vanmôre, jy kan nie God se werk stop nie. Wanneer jy dink, Elia het gedink, hy's die einde. Hy het gedink, hy sê nogal vir die Here, Here, vat my weg. Wat sê ek, vra vir die Here, stop my bediening. Stop vanmôre waarmee ek besig is. En God is getrou, nie Here doen dit. En die Here gee vir hom die eerste opdrag en die Here sê vir hom, met ander woorde, gesalf as die koning. En Joa, met ander woorde sê, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. Nou sê hy, dis jou tweede opdrag. Jy gaan dit en jy gaan doen dit vir my. Jy moet teruggaan, gaan doen dit. Want jy sien, as hy daar was, dan sou hy daar die grootheid van God beleef het. Hy sou daar die wonderwerke wat God gesien het uit die hemel uit, sou hy weer 'n keer gesien het hoe God gedoen het. Hulle sê, hulle praat van 'n fataal vlug van hom. Daar die vlug wat hy gevlug het vir Isabel, was sy ondergang. Jy sien, want hy het alles op hom gevat. Alles was syne. Hy het gedink, ek is dit. Hy sê, oor Israel. En dan sê die Here vir hom, en Elisa, die seun van Safat, hy was 'n boer gewees, 'n jong boer. Hy sê, van Safat, uit Abel, Mehola, hy sê, moet jy salf as profeet hoor, nou wat sê God vir hom. Jy moet met ander woorde, jy moet hom gaan salf, vir Elisa, jy moet hom gaan salf in jou plek. Dis erg. Hier staan jy, en die Here sê vir hom, omdat jy nie wou verder gaan nie, omdat jy opgegee het, gaan ek iemand anders salf op die werk te doen wat jy nou doen. Ek gaan iemand anders stuur om jou bediening te doen. En hy staan daar, en nou moet hy teruggaan, en hy moet nou hierdie goeders moet hy nou gaan doen. En terwyl hy te gaan, toe sê die Here vir hom, weet jy hoekom roep ek hulle op? Dit was eintlik jou werk. Jy sou hierdie goed beleef het. En toe sê ek vir hulle, terwyl hy te vir hom oproep, hy sê, die een wat die swaard van Hazael sal vry raak, hom sal Joa doodmaak. Hy sê, ek het hom gekies. Die swaard sal hy vat, en die wat nie my dien nie, die wat nie op my pad is, die sal hy doodmaak. Hy sê, en die wat vry raak, die wat dalk wegkom, hy sê, hom sal Joa met ander woorde doodmaak. En wat van die swaard van Joab vry raak, hom sal Elisa doodmaak. God het 'n uitgewerkte plan. Hy maak seker dat sy woord in vervulling sal kom. Hy maak seker dat sy woord tot stand sal kom. Hy maak seker dat sy woord sal aangaan. Ek en jy kan dit nie stop vanmôre nie. Ons kan nie sê, Here, alles is gebou rondom my nie. Ek is niks nie, jy is niks vanmôre nie. Ons is net 'n instrument in die hand van die Here. As hy vanmôre vir jou vra, wat soek jy hierso? Dan moet jy vanmôre sê, Here, hoekom as ek hierso? Wat maak ek hierso? Moes ek nie dalk op 'n ander plek in my geestelike lewe gewees het nie? Moes ek nie dalk op die troon op die berg Horeb gewees het nie? Want die berg was die plek van God se ontmoeting. Maar God is nie tevrede met Elia, daar wat hy is nie. En terwyl hy nog so praat, en hy nog so en ek dink seker by homself, maar Here, almal is dan doodgemaak. Kan u dit nie vanmôre sien, wat het ek gedoen nie? Kan u nie vanmôre sien, dat hulle al die profete, al die mense wat u gedien het hulle doodgemaak? Here, ek kan u nie sien nie.
En die Here weet sommer wat sy vraag gaan wees. Die Here weet wat in sy kop aangaan. En die Here sê vir hom daai tyd, toe sê die Here vir hom, maar ek, hoor nou, maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Wat sê, 7000, wat hy sê, oorbly, wat nie voor Baal gekniel het, en die mond van hom nie gesoen het nie. Die Here sê, weet jy wat, ek het nog 7000 in jou plek. Ek het 7000, wat al klaar daar sit. Moenie dink jy's die enigste nie. Jy sien baie mense, baie kinders van die Here het hierdie fout gemaak, om te dink dit is, ek is alles. Ek is alles. Maak ons foute, yes. Toen ons daarna kom, yes. Maar vanoggend vra hy vir jou en my. Moenie kyk na om my nie. Here, ek gee nie om wat gaan gebeur met hulle nie. Ek worry nie meer oor hulle nie. Nee, Here, want ek is die enigste een wat mos reg is. Ek is die enigste een wat oorgebly het. Ek is die enigste een wat nog dit kan doen. Nee, jy is nie dit nie. Hy sê vir Elia, ek het klaar nou 3 opdragte vir jou gegee, net om vir jou te wys. Ek het al klaar mense in plek in jou plek. Ek het klaar mense al gekies, voor ek nog met jou gepraat het ek reeds mense gekies. En toe vryf hy nog die sout so 'n bietjie verder in sy wond in, en hy sê vir hom, luister, buite die uit 3 het ek nog 7000 wat nie gekneel het nie. Moenie dink jy's die enigste nie. Moenie dink jy's die al vanmôre nie. As hy hieroor praat, dan sê hy vanmôre vir jou en my, luister, al wat ek wil hê, jy moet gehoorsaam wees. Jy moet my wil doen. Jy moet uitgaan, jy moet doen wat ek is. As jy op die verkeerde plek is, sal God vir jou vra van jou lewe. Wat maak jy vanoggend hierso? Hoekom is jy hierso? Hoekom staan jy vanmôre hierso? Hoekom praat jy so? Hoekom doen jy dit? Hoekom maak jy so? Hy vra dit vir jou en my vanmôre. Is jy vanmôre op die plek waar God wil hê jy moet wees? Is jy nie vanmôre soos Elia, wat jy loop na die berg van God toe, wat 'n berg van ontmoeting was, 'n berg waar God se heerlikheid was. Hy gaan so toe. Jy sien, hy weet ook waar God is. Maar hy kom met 'n ander attitude. Hy kom met 'n ander eie wil na God toe. Hy sê, maar ek, as hy voor God gekom het, ek dalk gesê, Here, wees my genadig. Ek weet ek het verkeerd gedoen. Ek weet ek het verkeerd gehandel. Ek weet ek het verkeerd. Ek glo God som laat omdraai het. Hy gesê, gaan doen my wil. Maar hy sê ek. En toe vryf hy nog vir die Here preek, hy sê, almal is dood behalwe ek. Ek is alles. Nee. God het vanmôre iemand reeds gereed vir jou en my vanoggend as ons dit nie wil doen nie. Moenie dink God se werk gaan stil staan nie. Ek het al baie keer gehoor mense het gesê, ag, as ons uit hierdie kerk uit gaan hierdie kerk tot dit gaan. Nee. God het 'n plan. En daai plan kan jy nie wegvat nie. Mense het al gesê, ag, as ek die dag uit hierdie kerk uit stap. Vertel julle 'n storie. Ons is daar in Duiwelskloof se wêreld by 'n gemeente. Ons het gesiene mense in die gemeente. En daai tyd toe gaan die gesiene mense uit die gemeente uit. En daai 10de wat ons elke maand gekry het is God. En pastoor Pieter se daai tyd ons pastoor. Hy roep ons raad by mekaar en hy sê vir ons, ouens, dit het gebeur en dit het gebeur. Ek is bereid dit wat ek het om op te gee. En ons sê vir hom, pastoor, kom ons vertrou die Here. Jy weet, daar's 'n man en 'n vrou, daar sit Elsie. Hierdie man en vrou gaan baie swaar met hulle lewe. Kom ek vertel vir julle. Broekskeer. God begin seën hulle oeste. Né? Daai mense. Hulle 10de in 'n maand is amper 3 keer meer as wat die mense gegee het. Prys die Here. Jy sien, jy kan God nie onderskryf vanmôre nie. Jy kan nie God vanmôre voorsê wat om te doen nie. Hierdie is die waarheid. Ek wil vir jou sê,
God seën die mense en hulle seën die gemeente. Amen. Daarom kan jy nie kom en sê, ja, jy weet, ek was die boy in die gemeente, ek is die boy in God se werk, ek het dit vir die Here gedoen. Luister, jy het net jou opdrag gedoen vir God, verder niks. Het ek iets anders te gedoen? Nee, wil ek doen net dit wat ek wil hê jy moet doen. Maar hy vra vir jou vanmôre, hy vra vir my vanmôre, wat maak jy hierso? As jy vanmôre op die regte plek is, kan jy sê, Here, ek staan vanmôre in U wil. Ek staan vanmôre hierso. Dalk lê jy in die gutters vanmôre. Dalk lê jy vanmôre, as jy mense doen so seer gemaak, jy het nie meer kans, en sien meer kans om op te staan nie. Jy wil nie meer aangaan nie. Jy sê, ek kan nie meer nie. Ek gaan nie meer nie, ek is klaar. Moenie, luister vanmôre. Maak nie saak waar jy vanmôre is nie. Al loop jy in daardie woestyn nog op pad Horeb toe, loop daardie pad saam met die Here. Moenie opgee nie, want jy sien as jy opgee, gaan jy sterwe en die asvoels gaan jou opvreet in die woestyn. Moenie stop nie. Hou aan, vat die boord, eet die boord, drink die bloed van die lam sodat jy krag kan kry. Wat hou my aan die gang? Wat hou Elsie aan die gang? Die woord van God hou ons aan die gang. Amen. Wat laat my elke môre aangaan? Die woord van God, die heerlikheid van die God. Wat laat my bely voor die Here? Die woord van God. Wat laat my regmaak vir die Here? My woord van God. Wat laat my moed skep? Die woord van God. Maak nie saak waar jy is vanoggend nie. Maak nie saak waar jy sit vanoggend nie. Maar as jy vanoggend gesê, as jy dit in jou hart praat vanoggend, as jy dit noem vanmôre, en jy staan op hierdie plek vanmôre in jou lewe, en jy sê vanmôre, Here, ek kan nie meer nie. Ek gee op, Here. Ek is klaar met dit wat ek wil doen. Ek sien nie meer kans vir dit nie. Here, ek het nie meer lus vir dit nie. Vat liewer my lewe, want ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gehad. Jy sien wat die duiwel wil hê, jy moet opgee. Die duiwel wil hê, jy moet stop. Die duiwel wil hê, ons moet ophou. Want jy sien, as ons ophou, sterf ons in die woestyn. Jy sterf in jou ellende. Jy sterf vanmôre met dit wat jy besig is. Roep vanmôre uit en sê, Here, ek het nie genoeg gehad van U nie. Ek gaan nog aangaan. Maak nie saak waar ek is vanoggend nie. Siekte, huweliksprobleme. Maak nie saak wat jy vanmôre wil noem voor die Here nie. Die Here ken my hart. Yes, hy Elias in die oog geken. Maar hy soek jou nie vanmôre daar nie. Hy soek jou vanmôre waar jy op die pad is na hom toe. Waar jy dalk hierdie woestyn geloop om by Horeb uit te kom. Wat nie maklik gaan wees nie. Dit gaan vir jou seker jare vat nog om daar te kom. Maar weet dit vanmôre, as jy geëet het en dat jy gedrink wat God vir jou gegee het en vir jou gee, sal jy nie moeg en moedeloos word op die pad nie. Ja, daar gaan baie dinge kom. Baie keer gaan jy vir haar vra. Maar as jy sê, Here, ek is op U pad, sal God dit vir jou gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, hierdie woord het U vir my gegee. Here, om met ons te deel. En vanoggend is dit vir ons almal. Here, daai woorde, Here, het ons baie al gebruik. Ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gehad, Here. Ek het genoeg gehad van mense. Ek het genoeg gehad van skynheiligheid. Ek het genoeg gehad van veroordelings. Ek het genoeg gehad van haat. Ek het genoeg gehad van twis. Ek het genoeg gehad van hierdie siekte van my. Here, ek het genoeg gehad van hierdie probleme van my. Ek het genoeg gehad, Here, van hierdie besigheid met sy seer en sy pyn. Ek het genoeg gehad uit al hierdie goeders uit. Here, ek kan nie meer nie. Maar vanmôre, Here, weet ek kom U na ons toe. En U sê vanmôre vir ons, eet van hierdie brood. Want hy wat van my eet, sal hy weer honger word. Hy wat drink van my, sal hy weer dors word nie. Van my brood
is die heling van jou liggaam, van jou gees en jou siel. My bloed is die bloed wat jou reinig van jou kop tot jou tone. Ek wil jou vanmôre vat in die hand. Die Here sê ek wil vanmôre saam met jou trek op hierdie pad. Al gaan jy in hierdie woestyn deur, weet dit, ek is daar. Ek is daar saam met jou in die woestyn. Ek is daar saam met jou onder in die dale. Ek is daar by jou op die hoogtes. Ek is daar met jou waar jy ook al gaan, waar jy jou begewe, of waar jy op pad is. Ek is daar. En vanmôre, Here, wil ek vir elke man, elke vrou bid. Here, wat hierdie tyd die moeilikste keuses in hulle lewens moet maak. Here, wat deur moeilike omstandighede gaan, alles dit siekte, alles dit wat vir oggend. Wat nie antwoorde het vir hulle omstandighede nie. Wat nie weet wat om te doen nie. Wat al opgehou het om te huil. Wat al hulle trane uitgehuil het. Wat vanmôre daar sit en hulle sê, Here, ek kan nie meer nie. Wil ek vanmôre vra, Here, asseblief, versterk hulle vanmôre met die brood. Here, gee hulle die brood van krag. Gee hulle die brood van ewige lewe. Gee vanmôre vir hulle die brood vir die genesing van hulle liggaam. Here, gee hulle vanmôre die brood van oorwinnings. Here, skep vanmôre vir hulle water om te drink. Here, soos wat U vir daardie vrou by die put gegee het. Here, het U van gesê, as jy van my water drink, sal jy nooit weer dors word nie. En sy het uitgeroep en gesê, Here, gee my daardie water asseblief. Here, ek bid dat U vanmôre vir hulle sal water gee, dat hulle nie weer sal dors word nie. Maar laat hulle sal opstaan met nuwe krag, met nuwe ywer. Here, laat hulle sal opstaan soos wat U vir Elia gevoed het met brood en water. 2 keer het U hom gevoed, Here, dat hy 40 dae en 40 nagte kon loop. Here, voed vanmôre elkeen wat vanmôre uitroep en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Here, staan by hulle stil. Ek vra dit, Here, nie omdat hulle, of ek, of enige een van ons dit verdien nie, maar alleen uit die groot liefde en groot genade. Here, staan vanmôre by elkeen van ons stil. En ons dank U daarvoor, Here. Want Hy is wonderbaar. Wat hy doen vir ander, kan hy doen vir jou. O, met adem sluit oop. Roep hy jou nou. O, as jy maar net luister vanmôre.
Wat hy doen verander, kan hy doen vir jou. Net haar soepen, roep hy jou naam. As jy nie luister, dan red hy jou. Here, laat ons nie vanmôre sal twyfel nie, wat U kan doen nie. Here, daar is soveel getuienisse, wat U mense uit die diepste moddersluik uitgehaal het. Malaatses gereidig het, blindes laat sien het, dowes laat hoor het, krepeles laat loop het. Here, U het mense vrygemaak. 'n Vrou wat oorspel gepleeg het, gee 'n nuwe kans en 'n nuwe geleentheid. Die moordenaar saam met U aan die kruis gee 'n nuwe geleentheid. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Here, U gee geleentheid vir elke ene, vir U twee, Here, toe Lazarus dood was, wek U hom op. Die vrou wat op pad was om haar seun te begrawe, toe hy haar sien, Here, toe wek U hom op. Want U is God almagtig. Here, help ons vanoggend om nie te twyfel nie. Nie te twyfel nie, Here, wat U kan doen. Want as U dit vir hulle kon doen, kan U dit vanmôre vir my doen. Kan U dit vir elke ene wat nou luister sê, doen dit vir my, Here. U ken elkeen se hart vanmôre. U ken elkeen se omstandighede. Ek weet, Here, U kan dit vir hulle doen vanmôre. Here, soos ek weer sê, nie omdat hulle, of ek, of enige vir ons dit verdien nie, maar ons kom alleen op U naam. Vader, ons kom in die naam van U Seun Jesus. En die woord sê, Here, dit wat ons vra in die naam van U Seun Jesus sal U vir ons gee. En vanmôre vra ons dit vir elke een wat nou uitroep en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Papa. Raak my aan. Raak my aan. Doen dit vir hulle, Here. Doen dit vir my. Doen dit vir Elsie. Doen dit vir elkeen vir ons wat vanmôre hier sit. Doen dit vir ons, Here. Want dit is geen geheim wat U kan doen nie. Dit is geen geheim nie. Here, ek seën nou elkeen vanmôre. Ek seën hulle in die naam van Jesus. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek bid, Here, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Nie net vir ander nie, maar vir ons, vir myself. Vir elkeen van ons, Here. Here, kom gaan nou met ons. Wees nou met ons. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, die Here seën U. Mag hierdie week 'n week wees wat jy werklik nader aan God sal beweeg. Dat jy sal luister as jy vir jou vra, wat maak jy hier? Uit daai omstandighede wat jy is. Ek wil vir jou vra, as dinge vir jou te veel word, julle het ons WhatsApps. Stuur vir ons. Ons wil vir julle bid. Ons wil vir jou bid dat jy nie sal honger word en dors word nie. Maar dat jy hierdie woestyn kan aandurf. En weet God is met ons. Ons is pragtige klomp wat vir jou sal bid. Moenie bekommerd wees nie. Maar moenie opgee nie. Die Here seën jou. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Sien jy.